Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Dinsdag 6 Januarie. Geestelike onderskeidingsvermoë toegepas. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons gee om weer eens hierdie studies te kan hanteer. Liewe Vader, ons vra dat u ons mag lei en ondersteun waar ons dit nou gaan deurgaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Die Filippense was verstaanbaar ontstel toe hulle van Paulus se gevangeneming hoor. Sy werk was nou ernstig beperk. Hy kon nie reis nie, hy kon nie preek nie, hy kon nie die sinagoges besoek en mense oor Jesus en die Messias onderrig nie. Hy kon nie meer gemeente stig nie. Die Filippense het Epaphroditus gestuur om na die apostelse toestand te verneem, om aan te moedig en seker te maak dat daar in sy fisiese behoeftes voorsien word. Lees Filippense 1 vers 12 tot 18. Hoe het Paulus sy gevangenskap beskou? Watter lesse kan ons uit sy houding leer ten spyte van die omstandighede waar hy hom bevind het? Ons lees Filippense 1 vers 12 tot 18. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander, en die mense van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naïwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Filippense 1 vers 12 tot 18. Die boodskap wat Paulus met hom teruggestuur het, moes die Filippense verras het. Paulus het sy omstandighede met ander oë gesien. Sy geestelike onderskeidingsvermoë het hom gelei om sy gevangenskap as iets goeds te beskou. Dit het sy werk glad nie belemmer nie, maar inteendeel tot bevordering van die evangelie gedien, volgens Filippense 1 vers 12. Waar ander net boeye en tralies gesien het, het Paulus sy Romeinse wagte as moontlike siele in God se koninkryk gesien. Hy het ook gesien dat sy gevangenskap ander grootliks aangemoedig het om meer aktief en vasberade te wees om die evangelie te verkondig en om vrymoedig oor Christus te praat sonder vrees vir die gevolge. Dit is dalk moeilik vir jou om voor te stel, maar sommige het selfs gemeen dat hulle voordeel uit Paulus se gevangenskap kon trek. Klaarblyklik het hulle gedink sy onbekendheid sou meer aandag op hulle self en hul eie prediking van die evangelie vestig. Wat 'n kragtige maar hartseer voorbeeld van menslike selfsug, selfs binne die kerk. Soos Jeremia lank voor Paulus gesê het in Jeremia 19 vers 9, arglistig is die hart bo alle dinge en verdorwe, wie kan dit ken? Gelukkig het sommige getroue werkers in teenstelling hiermee nog ywerig geword om die evangelie te versprei. Hulle het Paulus so lief gehad, dat die leiding wat hulle hom ter wille van sy geloof sien verduur het, hulle aangespoor het om Christus meer te vertrou en hulle verder bemoedig om selfs aktiewer vir die Here te wees. Dit het hulle bemagtig om te gaan waar hulle voorheen bang was om te gaan. Dit het hulle gelei om te praat in situasies waar hulle vroeër geswyg het en dit het daartoe gelei dat nog meer mense Christus aanvaar en 'n evangelie van verlossing versprei het. Besprekingsvraag: watter les het jy geleer uit ervarings wat, hoewel onteenseglik sleg,
tog ook sekere voordele meegebring het. Selfs in gevalle waar 'n voordeel nie duidelik sigbaar is nie, hoe kan ons leer om God te vertrou ongeag die omstandighede?